hemelse koning, liewe Vader, Here, U wat die hemel weergemaak het om vir ons te kom sterf op aarde. Ons loof U en ons prys U grote naam. En my gebed, Here, is dat deur die Heilige Gees U woord oop sal gemaak sal word. Dat ons sal spreek. Maak ons harte sag, maak ons harte ontvanklik. En help ons om te verstaan wat U vir ons wil sê vanoggend. In Jesus naam vra ons dit. Amen. Amen. As jy wil saam blaai vir die skriftuurlesing, kan jy blaai na Jesaja 35. En ek gaan lees van vers 8 af. So 'n bietjie agtergrond van die teks voor ons begin. Eers vertroud met die verhaal van die Bybel wat sê dat vir die Christen mens, die pelgrim op reis na die Godstad, is daar 'n nou poort. En ons gaan met hart stry om deur daardie nou poort in te gaan. En dit sê dat is baie wat dit min wat dit vind en nog minder wat sal ingaan. En dan is daar nog ook in die tyd van Christus kerkleiers gewees wat mense verhinder om te gaan, wat as deurwagter staan om die poort nog nouer te maak met regulasies en reëls en dinge wat nie van pas is nie. Ek het vanmôre in die les vir julle gesê dat die boek Jesaja vir my is die openbaring van die Ou Testament. Want daar word die ideaal van God se volk en God se plan uitgebeeld. En dis wat ek graag vir julle lees, Jesaja 35 van vers 8, die titel wat ek hom gee is die groot pad. Kontras met die nou poort, die smal weg. Jesaja se visioen is 'n groot pad. En daar sal 'n groot pad wees en 'n weg wat die heilige weg genoem sal word. Geen onreine sal daarop voorttrek nie, maar vir hulle sal dit wees wie die weg wandel, selfs die dwaase sal nie dwaal nie. Daar sal geen leeu wees nie, en geen verskeurende dier sal daarop kom, of daar aangetref word nie, maar die verlostes sal daarop wandel. En die losgekooptes van die Here sal teruggaan en na Sion kom met gejubel, en ewige vreugde sal op hulle hoofde wees. Vreugde en blydskap sal hulle verkry, maar kommer en gesig vlug weg. God se ideaal vir Israel was nie 'n smal poort en min wat gered word nie, maar 'n breë weg, sodat die verlostes, die miljoene van hierdie wêreld, daardie pad kan bewandel. En ek sien onsself, en ek glo dat u is een van hulle, wanneer ons daar die Godstad sal nader van verskillende rigtings, een van die 12 poorte, om in te gaan. Mag die Here vir u seën en sy woord. Om ons die diens voortbesit, sal ons hartlik saam sing, ons lied van aanbidding 451. Lied 451. Sonne en
gebruik maak van ons toewydingsgebed. Die wat kan kniel, doen we net saam. O liefdevolle Vader, baie dankie vir die dag. Die dag van aanbidding, die dag wat U geheilig het. Baie dankie vir die Sabbat. Baie dankie dat ons die vrymoedigheid het om U te kan loof en eer. O my Vader, versterk ons in gees en ook soos ons lewe voortsit, dat ons U verteenwoordig, sodat U lig van ons skyn na ander, sodat ander getrek kan word na U teenwoordigheid. O Vader, wees ook met die wat vandag nie wel is nie in ons geleedere, ons ouers vandag, ons dink aan Des by Vader, ons dink ook aan die geliefde, aan families, die Pelser familie wat geliefdes verloor het, ons draal aan U voor, ons dink aan die wat nie wel is nie, ons dink ook aan die matrikulante wat ook maar deur 'n sware tyd gaan, ons bid en ons vra dat daar redelikheid sal kom, dat hulle op die Sabbat kerk toe kan kom, en dat daar nie 'n dwang op hulle geplaas sal word nie, ondernemend daardie omstandighede. Dan wil ons ook ons pastoor aan die voordra. U is vertroud met hom, U is vertroud met sy weet, U is vertroud met sy lewe. Versterk hom soos hy U verteenwoordig vandag. Ook maak ons harte aanvanklik vir die boodskap wat sal uitgedra word, sodat ons dit inneem en uit kan gaan leef. Ons vra hierdie gawes nie omdat ons enige iets goed gedoen het nie, maar ons smeek dit om Jesus heilige naam sonwil, met vele danksegging. Amen. Ons sal van hierdie geleentheid gebruik maak om ons jakens en jakenesse op te roep, om die offergawes en dienste op te doen. Ons het vandag nie 'n kinderstorie nie. So kinders moet maar mooi luister pas op. Heb ik van de story verteld? Ik kan niet kinders uitlos, ik kom voor een keuze. Als ik dat is dat die belangrijkste story keer. Ik is nog op mijn straat in de als ik daar van het Jullie was de bureau. Dit is de bureau, kijk daar zo. Het is hier in de soos.
Dis bril, hoekom dra sy bril? Laat hom mooi lyk, né? Hoekom dra hy bril? As 'n mens goed word, of as jy defek het, iets wat fout gaan in jou oog, dan kan jy nie lekker sien, en as die lig, die lens van die oog het fokus uit, of die kornea of iets, dan nie daai taal moet praat nie. Ek wil 'n storieetjie vertel van 'n jong meisie wat nie 'n bril gedra het nie, maar 'n kontaklens. Kontaklens is 'n klein doppietjie wat jy op die oog sit, jy maak die oog oop, sit jy op na binnekant uit, daar is 'n bril, dan kan jy ook beter sien. En dan kan mense nie sien, jy het swak oog geword, jy kan nie lekker sien nie. En hulle het gaan stap. En die berg, sy was 'n bergklimmer. En toe klim hulle daar in die berg, maar hulle sit 'n touw en dan kap hulle penne in die berg in, dan klim hulle, een klim voor, en die ander maak hulle self vas met die touw aan mekaar, so as een van hulle val, dan kan die ander een hulle vashou met daai touw. En dit het so gebeur, dat een van hulle so getrap op het rots, die rots was lekker sterk, en toe hy nog weer trap, toe breek daai rots maar weer, en hy val. Hy was vas met 'n wat? Met 'n touw. Aan die een bokant hom, en toe loop daai touw styf, en hy loop daai en af van die rots af, en hy loop dan die volgende een toe, hulle was veilig geklim het. En daai touw gaan so op, en 3 van hulle kon gelukkig daai ander 2 vashou, nie geval nie. Maar toe daai touw so skiet, toe skat hy hierdie dogtertjie op haar gesig. En een van daai kontaklense val uit, en hy gaan af daar onder die grond. Dit is 'n ware verhaal. En hulle het geklim op die plateau, en sy sê vir die ander, ek kan nie verder klim nie, my dieptepersepsie is verkeerd, ek kan nie meer af gaan skat nie. Julle moet aangaan, ek gaan agterbly. Hulle sê, nee man, ons kan nie vir jou agterlos nie, ons moet nog 'n lang pad om te gaan. Hulle sê, kom ons klim af, en gaan soek ons daai. Hulle sê, ons sal hom nooit kry nie. Daar was te veel bosse en gras, en hy het verder geval, dis amper 100 voet af onder toe. Hulle kan dit doen nie. En hulle sê, kom ons bid. Hulle het gebid, hulle sê vir Jesus, ek weet nie hoe nie, maar ek het daai kontaklens nodig. En hulle sit bespreek daaroor gesels, wat gaan hulle volgende plan nou wees? Toe hoor hulle ander mense stap daaronder, wat ook kom klim. Naby genoeg, hulle kan luister. En hulle hoor een van die mense sê, kyk hierso, het jy al ooit jou lewe spyt gesien? Hier loop 'n ry mure. En in die voorste ry is daar 2 mure wat 'n kontaklens dra. En hoor daar hoe hulle sê ook af, hulle sê, luister, dis my kontaklens, bring hom op vir my. Dit is 'n ware verhaal. En hulle daai in 'n sakkie gesit en dit opgevat vir haar, sy kon hom skoonmaak, terug het in haar oog en sy weer perfekte visie gehad. Maar dit is 'n baie snaakse storie. Maar kan die Here dit doen? Kan die Here vir 'n muur sê, tel daai ding op en vat hom na 'n plek waar mense jou kan sien om te kry? Dan vra jy nie, hoekom moet ek 'n kontaklens dra? Ek kan hom nie weet nie. Ek kan nie my spoor te vat nie. Ek het nie gevra, ek gedoen. En so die Here waarom gebed beantwoord. Ek wil vir julle sê dat Jesus beantwoord gebed. Dit is nie so dramaties soos ek julle nou vertel nie, maar as ons die Here bid, dan is daai versekering in Jesus gaan ons gebede vir beantwoord. Mag die Here dat dit sê. Baie dankie pastoor vir die kinderstorie. Soos jy self sien, pastoor is ons almal bekend vir wie en vir wie hom nie, wat jy hom die eerste keer sien, is van pastoor niemand. Afgetrede pastoor, maar hy is nog baie aktief, werksaam in die kerk en so, en hy is ook nou 'n deel van Jeffreys baie kerk, soos om mense sê. Dames en here, ons gaan nou lekker saam sing, om ons diens voor te sit, lied 111, 111.
vra graag vir mense die vraag, hoe het jy hier gekom? Ek wil nie weet of jy met 'n motorkar gery het, of jy met 'n taxi gery het, of met 'n bus of geloop het nie. Ek is nie geïnteresseerd in die pad wat jy gegaan het, die roete wat jy gevolg het nie, hoe lank het geneem het nie. Wat is die een ding wat gebeur het in u lewe wat u gelaat draai het na die son van geregtigheid, na Christus toe? Die dag toe u die besluit gemaak het, ek het vanmôre gedink terwyl ons gesing het, ons het elkeen 'n storie om te vertel van hoe ons hier gekom het. En wat het ons beweeg om die Here se hand vas te neem en hierdie pad te begin loop? My gebed is dat u nie sal spyt wees dat u daardie stap geneem het nie. Ek wil met u praat oor die groot pad. Ek het vir u gelees die teks, Jesaja 35 vers 8, en daar sal 'n groot pad wees, en 'n weg wat die heilige weg genoem sal word. Geen onreine sal daarop voortrek nie, maar vir hulle sal dit wees, wie die weg bewandel, selfs die dwaase sal nie dwaal nie. Die nou pad, die breë pad, die pad wat hier bestem is, agtergrond van die teks Rigters 2, en u kan maar soontoe blaai, ek gaan die res van die boodskap daar in die boek Rigters en die boek Josua uithaal. Die Here gee opdrag deur Moses, deur Josua later aan, die volk moet die land nou in besit neem. Toe Moses nog daar was, het hulle gekamp by Kades Barnea, by die berg. En die Here vra vir hulle, hoe lank gaan julle nog by hierdie berg vertoef? Hulle bly al 'n jaar daar. Hulle is 11 dae van die grens van Kanaan af. 11 dae van die grens van Kanaan, en hulle kamp vir 'n jaar by daardie berg. En die Here sê vir Moses, hoe lank gaan julle nog kamp hier by hierdie berg? Want die volk, sien ons in die boek Deuteronomium, in die notule van die vergadering, maar terugkyk, sê Moses, hulle was te bang vir die tog, hulle was te bang om die land in besit te neem. Hulle het nie opgewasse gevoel om die opdrag uit te voer nie. En hulle het gesit en wag dat die Here, soos hy die rooi see opgemaak het, Kanaan vir hulle moet gee. Wat 'n verrassing was dit vir hulle gewees toe die Here gesê het, ek gaan nie Kanaan vir julle net gee nie. Julle gaan hom moet inneem en hom verower. Dis die agtergrond van die verhaal. Die volk, Rigters 2 vers 6, moet nou die land in besit neem. Vanmôre se les, waar Christus sy voet neersit op die Sionsberg en sê dat hy eienaarskap aanvaar. Die Hebreëse idioom wat sê dat as jy jou voet daar sit, dan vat jy besit. Ek herinner myself aan Josua 1 vers 3. Elke plek waar julle voetsool op sal trap, dit gee ek aan julle, die opdrag aan Josua, die nuwe leier. Die Here sê, Moses my knegt is dood. En nou stel hy vir Josua aan. Josua was 'n ondergeskikte van Moses, hy was die een wat sy hande moet was, soos wat die Elisa die een was wat die hande van Elia moes was. Engels sê apprentice, vakleerling, 'n leier in opleiding. Josua was in Egipte. Hy trek deur die woestyn en hy kom en hy moet die volk van die Here nou nog verder vat in die land Kanaan in, toe hy 84 jaar oud was. Die Here sê vir Josua, hy bemoedig hom. Hy sê vir hom, elke plek, dis 'n belofte, elke plek waar julle voetsool op trap, sal julle grond wees. Wat is die implikasie? As hulle nie beweeg nie, het hulle nie grondgebied nie. Maar as hulle beweeg, dit wat hulle kan verower, dit is hulle sin. So hoe meer hulle doen,
hoe meer grond kry hulle. Ek hou van 'n stelling in die boekie Groot Stryd wat sê daar is sekere dinge wat die Here nie vir ons sal gee in antwoord op die gebed van geloof wat hy nie sou gegee het nie as ons nie daarvoor gevra het nie. Met ander woorde, daar is seëninge weggeberg in die arsenaal van seëninge van God ernstig wat beskikbaar is as ons sou vra. Toe ek by die Optima College was, het van die lektore wat saam met my gewerk het, vir my gevra, ons wil gaan verder studeer. Sal julle ons borg, ons subsidie gee of dit in volle betaal? En ek het hulle uitgenooi en gesê, die wat aansoek doen, sal ons oorweeg. 2 het aansoek gedoen, die rest het gesit in vingertjiesrol, jy weet, gespeel met tyd. Tyd het voorbij gegaan en toe het ek hulle ingeskryf en ons het hulle gaan gestudeer. Toe kom die ander en sê, maar ons wil ook gaan, en sê, die kans is voorbij. Ek het gesê, die wat gaan reageer, hulle sal u stuur. Geliefdes, is daar seëninge wat u kan hê vandag wat u nie opeis nie? Is daar iets wat u het, wat u begeer, wat nie tot sonde kan lei nie? Wat God vir u sal gee? Psalm 145 sê, ek sal jou na die hawe van jou begeerte lei. Vra en vir julle sal gegee word. Die woord vra in die Grieks in die Openbaring is, hou aan vra tot ek antwoord. Hou aan klop tot ek oopmaak. Soek tot jy vind. Present continuous tense, sê die Engels. Beweeg, verower, sit stil, kry niks nie. Josua het die nasionale weermag. Hulle begin die proses. Wat is die proses? Toe hulle intrek in Kanaan in, is daar 3 stamme wat sê, maar luister, ons wil nie grondgebied daai kant van die Jordaanrivier hê. Ons hou van die grond hierdie kant van die Jordaan, wat eintlik 'n deel van Kanaan is nie. Gee dit vir ons. Josua sê, goed, ek gee vir julle die grond, maar op die voorwaarde, julle trek, julle manne, die vroue kan agterbly, julle huisraad en julle dinge kan begin om dit te vestig, maar die manne wat 20 jaar en ouer is, wat uittrek vir oorlog, gaan saam met die res oor die water getrek, om deel te wees van die nasionale weermag, om die res van die land te verower. En julle kom nie terug, totdat daar die werk klaar gedoen is. Dis die voorwaarde. En hulle sê, dis goed, ons maak so. Jericho is die eerste stad, 'n vesting, 'n fort, hoë mure, sterk deure wat ondeurdringbaar is. En die Here gee vir hulle die opdrag, hy sê julle moet om daardie stad trek elke dag eenmaal. Tweede dag eenmaal. Maar die 7de dag, maar een van daai dae was 'n Sabbat, ek weet nie wat dit is. En ek gaan nie daaroor spekuleer, die Bybel sê nie. Op die 7de dag, die priesters wat voorloop, trek hulle 7 keer, vir hulle begin vroeër die oggend, om die stad. Hoekom het die Here dit gedoen? Die Here gee die Kanaaniete die kans om oor te gee, sodat hulle nie vernietig kan word nie, en gered kan word. Dis wat die gawe van profesie sê. God gee julle tyd. Geliefdes, ek het u gevra, hoe het u hier gekom? Wat het u beweeg om hier te kom? Het die Here vir u tyd gegee, terwyl hy u Jericho omsirkel het? 1 keer, 2 keer, 3 keer. Gelande het vanmôre vir ons vertel, van 3 kere wat die Here, as 3 keer nie gesê, wat die Here jou geroep het. Elke keer met 'n sterk stem. Ek kies dit vandag hier, omdat u gesê het, Here, ek is reg, kom ons gaan. Die Here sê, die stad Jericho is myne. Dit is my oorlog. Ek sal vir julle die stryd stry. Die 7de keer wil om die stad trek, wat moet hulle doen? Die Josua die teken gee en die priesters blaas uit die trompette. Toe skreeu hulle. Al wat hulle gedoen het. En die Bybel sê, toe die mure van daardie stad ingetuimel, en daar was 'n ingang vir omtrek. Nou, die boekie Patriarge en Profete stel voor dat die engele van God het daardie mure omgestoot.
God werk saam met die mens, hy gebruik die mens in sy prosesse. Hier te werk. Maar die Here sê, Jerigo is my oorlog. Ek sal die mag van Satan, want dit is wat Jerigo was. Jerigo was die setel van satanisme. En die Here breek die mag van Satan deur Jerigo te laat val en die deur oop te maak, die poort oop te maak vir die res van die land Kanaan, sodat die nasies kan sien, want toe die spioene van Josua daar was, toe sê hulle vir daardie mense waar hulle weggekruip het. Daai vrou sê, ons het gehoor van die Rooi See. Ons het gehoor van die wonders in Egipte en dit is hoekom die stadspoorte toegemaak word. Ons is bang. Wat gaan die God van Israel doen? Een persoon met haar gesin wat gesê het, ek aanvaar hierdie uitnodiging in die waarskuwing voor die tyd, sodat ek nie in die oordeel kom later as die stad veroordeel word. En sy daar die rooi tou laat afsak in die muur as 'n teken en die wonderwerk gebeur. Dat die hele stad se mure val in mekaar, behalwe daar waar die rooi tou of die rooi lyn afgehang het, waar Rahab en haar familie geskei het. En hulle trek saam met die volk van die Here vir die res van hulle lewe. Geliefdes, 'n verlossingsmodel, wat God vir ons doen, en dan die heiligmakende model, wat God in ons doen, saam met ons. Dit is die slotsom van die les. Ek lees in die Koning van die Eeue 'n verhaal van Jesus Christus, sy lewensverhaal en sy missie en sy godheid, dat elkeen van ons, die stelling sê so sekerlik as daar vir ons 'n plek in die hemel voorberei is deur God, is daar vir ons 'n plek op aarde waar ons vir God moet werk. Ons moet daai plek vind en ons moet daai werk doen. Dit mag nie 'n groot werk wees nie. Die Here gaan nie roep om 'n sending te wees, of 'n predikant, of 'n dokter, of enige iets wat belangrik is nie. En ek wil vir jou ook sê dat elke werk is belangrik. In die oë van die Here is daar nie 'n minderwaardige werk nie. As dit is waar die Here jou plaas om die lig te laat skyn, is dit die werk wat jy doen, aan die beste van jou vermoë. God plaas Israel, die boek Handelinge sê dat die Here het die nasies wat in Kanaan was daar geplaas na die skeiding van Baal, sodat die regte mense daar kan wees as sy volk daar kom. So hy maak voorbereid, hy begin die plek voorberei deur die regte mense, nomadiese swerwers daar te plaas. God gee aan hulle grond wat hulle nie oorwin het nie. Dit is 'n verlossingsmodel. God gee vir u verlossing nog voordat u heiligmaking ervaar het en u lewe verander het. Verklaar u regverdig. Ek het gehoor wat Wessel vanmôre sê, Tannie het gevra om haar naam by te plaas in hierdie gemeente toe. Dan is sy 'n voormalige lid. Ek wil vir u sê, die Here sê, die oomblik wat jy die stem van God hoor en verlossing aanvaar in jou hart, is jy 'n verloste mens. Jou saak is afgehandel. Jou naam word geskryf in die boek van die lewe. Die doop is 'n formaliteit om te sê jy dan stap geneem. Ek het eendag 'n jong dame gehad wat my gesê het, Here, ek is siek. Kom ek vertel die hele verhaal. Die lou van verhale. Ek stap in die hospitaal in om iemand te gaan sien en 'n ouderling stap verby uit. Hy sê, Leraar, waar gaan jy heen? Ek sê, nee, ek gaan iemand sien. Hy sê, terloops, een van jou lidmate is hier in die buite pasiënte gedeel. Ek sê, goed, ek sal daar verby gaan. En toe ek klaar is, gaan ek daar verby en ek stap in en daar is 'n jong meisie. Ek het haar nie dadelik herken nie, maar ek het haar herken aan 'n gelaatstrekke dat haar ma 'n lid van die kerk is. En ek begin met haar gesels, ek sê, ek is die leraar, sy sê, ja, ek ken jou, ek het al gesien in die kerk. En ek vra, wat maak jy? Sy sê, nee, ek is op die laaste termyn van my swangerskap. Ek het net gekom vir 'n check-up, jy weet, toe kyk ons nog goed is. Die koord het ergens vastgehaak en hulle moes so 'n bietjie aan haar druk en draai om die ding los te maak, sodat die baar bietjie gemaklik kan wees. En ek praat met haar, ek sê, ek het jou nog nie in die kerk gesien nie. En sy begin huil, sy sê vir my, ja, ek was lank weg, want mense het my sleg behandel. Ek het kwaad geword. Ek het in die wêreld ingegaan. En ek het 'n rukkie met haar tyd spandeer en met haar gepraat en ek het haar uitgenooi. Ek sê, hoekom kom jy nie terug? En sy sê, goed, ek sal terugkom.
Ek sal my lewe regmaak en ek sal gedoop word weer. En ek sê vir haar, dis nie wat ek jou gevra het nie. Ek sê vir jou, kom terug na die Here toe, kom nou. Hoekom nie nou nie? En sy het vir my redes gegee en ek sê, dis nie goeie redes nie. Dag wat pleit en sy het begin huil weer, sy sê, goed. En sy het gekniel daar saam met my en gebid en gesê, Here, ek gee my lewe op my hart en my oor. Ek het huis toe gegaan en ek het die saak by die Here gelos. Daar die nag 9 uur te bel die ma my. Sy sê sy het oorlede. Daar was komplikasies en sy het dit nie geweet. Nou dink jy dit is toevallig dat ek daar verby gegaan het? Of enige iemand anders wat God kon gebruik as hulle beskikbaar was? Geliefdes, die Here is besig om daardie reddingstou uit te gooi na mense toe, tydig en ontydig op die lewenspad. Die Here gooi 'n lewenstou uit na Jerigo toe en sê vir hulle, 7 dae lank gaan ek vir julle 'n toets gee. As julle reageer, sal ek julle spaar. God het nie gekom om mense te vernietig nie, om hulle te red. Maar hulle het nie verontagsaam en hulle is gestraf. En die Here sê, alles in Jerigo behoort aan my. Julle mag niks vat nie. Al die goud, die silwer, die huisraad, die dinge wat julle nie vernietig nie, julle tref het met die bandvloer, waar julle maak almal dood. Mans, vrouens, kinders, diere. Dis God se straf. Dis 'n oordeelstraf. Dit is, nou jy moet verstaan, 'n oordeel werk. God se oordeel kan net kom as genade sy werk gedoen het. As God gewaarsku het en waarskuwings gestuur het en vermaan het en gepleit het, dan kom die oordeel. Die oordeel kom nie met eens soos ons dink in die Ou Testament nie. Die meeste verhale wat ek gelees het en nagevors het, sien ek dat daar was 'n periode van genade waar die Here gesê het, kom, verander. En toe die mens nie verander het nie. Inteendeel, die Here sê vir koning Saul in sy tyd, hy sê, toe Israel Egipte verlaat het die Amalekiete hulle aangeval, die oues, die bejaardes, die swakkes en die agterhoede. En hy gaan hulle straf. Maar hulle beker is nog nie vol nie. Gee hulle nog tyd om genade te hê om tot bekering te kom. En toe koning Saul op die troon kom, te sê die Here, die tyd is verby. Gaan straf hulle met die bandvloek. Maak almal dood. Mans, vrouens, kinders, huisraad, niks. En wat uit daai oorlog uitkom, mag julle nie vat nie. Dit behoort aan die Here as offergawe. En Saul gaan dan, hy vat die beste. Met 'n verskoning. Beheerde offer. Die Here sê, ek het nie behaag brandoffers en slagoffers nie. Soos hulle gehoorsaamheid om te luister na die stem van die Here. Geliefdes, daar het 'n tyd gekom waar die Here gesê het, hulle moet verower. God verlos ons nog voor ons 'n persoonlike oorwinning behaal het. Heiligmaking moet volg. En as ons lank genoeg lewe om die proses voluit te gaan ons daar moet kom. Die Here wil 'n volk hê aan die einde van die tyd, wat voor hom gaan staan sonder 'n middelaar. In die tyd van benoudheid gaan die Here ons kans gee om te groei en te ontwikkel, tot die punt waar ons elke sonde en swakheid gelaat staan het en oorwin het. En dit kan ons nie doen ons eie krag nie. Ons het die werk van die Heilige Gees nodig. En hierdie model is daai verlossingsmodel. Josua is oud. Rigters 2 vers 6 sê hy is oud. Die einde van sy leierskap. Hy gee opdrag aan die nuwe generasie oor wat hulle moet doen. Hy gee oor. Toe ek die hoof van die Optima College was, het ek gegaan om terug te keer in die bediening en ek het 'n tyd gebruik wat ek gesê het, ons moet hierdie werk oorgee aan die volgende een. En daar het 'n raad gesit en hulle besluit wie sal die volgende hoof wees, volgens hulle kwalifikasies natuurlik. Vers 7, die volk het die Here gedien al die dae van Josua en al die dae van die oudstes wat na Josua nog in die lewe was. Vers 8, en Josua het gesterf, en vers 10, en daar die hele geslag sterf, hulle wat God geken het en sy wonderdade gesien het in Egipte, in die woestyn en later aan. En 'n nuwe generasie groei op en neem hulle plek in, want die Here en want die Here en die werke wat hy gedoen het, nie geken het nie. Hulle weet van God, maar hulle het nie God ervaar nie. Hosea sê vir ons in hoofstuk 4 vers 12, my volk gaan ten gronde wees wat? Daai kennis is nie informasie, dit is nie inligting nie, dit is 'n proefondervindelike kennis, 'n ervaringskennis. Jy het 'n ding gedoen, daarom kan jy hom doen. Jy het ervaring, jy het 'n ambag gedoen. Hoofstuk 1 Josua. Die volk begin die veroweringswerk.
Geliefdes, eienaarskap is nie verowering nie. Hulle neem die land in besit as eienaars, maar hulle het nog nie die land verower nie. Die Here het u verlos en in die wêreld geplaas, maar u is nog nie by die plek waar u volmaak is nie. Rigters 1 vers 1 en 2, wie sal eers optrek en begin vra hulle? Juda sê ons sal gaan, hulle is die leiers. Vers 19, Juda kon nie die hele grondgebied verower nie. Hulle kon nie al die inwoners verdryf nie, ek parafraseer vir u, hulle kon nie die werk voltooi nie, die sterkste, die grootste, Efraim was die grootste stam natuurlik, maar Juda was 'n sterk stam. Vers 27, Manasse kon nie die Kanaaniete verdrywe nie, hulle bly oor in die land tussen hulle. Hulle maak hulle egter dwangarbeiders. Elkeen wat hulle grondgebied vir hulle self moes verower, het dit op 'n ander manier gedoen. En ander resultate gekry. Vers 29, Efraim kan nie die vreemde inwoners verdrywe nie. Hulle bly te midde van hulle. Nou kyk nou hierso. Manasse, die inwoners bly in die land saam met hulle. Efraim, die inwoners bly in hulle midde tussen hulle. Nou daar's 'n verskil in die taal. Sibilon, vers 30, kon nie die inwoners verdrywe nie, maar maak hulle dienspligtig. 31, Aser kon hulle nie verdrywe nie. Hulle bly in die land saam met hulle. Naftali 33, hulle kon hulle nie verdryf nie, hulle bly daar. Dan die inwoners, die mense van Kanaan verdryf die stam van Dan uit hulle gebied uit. Hulle moet ander grond gaan soek. Die Here het vir Moses opdrag gegee om mense uit te stuur wat verkenners is en die land te verken. En toe het hulle die land geloot met 'n loot wat die Here gesê het, Efraim moet hier bly, Naftali moet daar bly. God het bepaal waar hulle moet bly. Nou kom die stam van Dan en die Here sê, daar is julle gebied. Hulle kon dit nie verower nie. Die mense jag hulle weg. Hulle moet nou ander grond gaan kry. Staan u op die plek waar God u geplaas het, wat die Here vir u gegee het as die regmatige erfenis. Die Josef nageslag maak hulle dienspligtig, die Amorite. Stappe van agteruitgang. Hulle verdra, Engels sê hulle tolerate, hulle verdra die vyande van God, die afgodedienaars, die sondaars, die heidene, die ongelowiges. Hulle laat hulle in die land agterbly, saam met hulle en tussen hulle. Dis 'n verskil. Hulle gebruik die meeste as dienspligtiges of dwangarbeiders. So hulle laat hulle werk, dit laat hulle bietjie goed vir ons, dit nie verdryf nie, maar ons laat hulle werk. Hulle is ons slawe. Hulle hou beheer, dink hulle, oor hierdie mense, maar hulle is onder die invloed van hierdie mense. Geliefdes, as u dink dat u in 'n omgewing kan bly sonder dat die omgewing u sal beïnvloed, dan maak u 'n fout. Hulle verdra hulle maak hulle dienspligtig, hulle bly tussen hulle word beïnvloed met hulle gebruike, met hulle voorbeeld, met hulle kultuur en met hulle godsdienst. Nou, ek het vanmôre vir u gesê, ek is lief vir letterkunde, ek is lief vir digkuns. Ek probeer ontleed wat sê die Bybel, wat sê hy nie. Dis 'n interessante ding. Die Kanaaniete bly tussen hulle, die Israeliete. Maar dat sê dit ook. Die Israeliete bly tussen hulle, die Kanaaniete. Dis iets wat gebeur. En nou gaan die teks verder, Hoofstuk 3, vers 1. God verdryf nie al die nasies nie, sodat die nuwe generasies self hulle eie geloof kon laat geld en die grond van hulle eie gebied kon verower. Die Here het geweet, die Here sê, ek gaan julle ervaring gee wat julle met julle eie grond verower, sodat julle kan leer hoe ek met julle werk. Julle moet weet wanneer antwoord ek gebed en wanneer antwoord ek nie gebed nie. Julle moet weet wanneer kan julle krag vra en wanneer het ek gesê dis genoeg. Die Here sê vir Moses is aan die einde van sy lewe 120 jaar oud. Lang lewe gehad van stryd. En die Here sê vir hom, hierdie is vir my swaar, klim op die berg, want jy gaan sterf. Jy en Aaron het gesondig by Meriba en die rots geslaan toe gesê, praat met hom. Dit is die simboliek van teologie vir ongeluk.
Nou, dit sê nie vir ons in die Bybel hoeveel keer Moses gevra het nie, maar die Here sê vir Moses, moet my nie weer vra nie. Ek gaan jou nie in die land Kanaan laat ingaan nie. Vir 120 jaar strewe en leef Moses deur die ergste van beproewinge wat u kan aandink om die volk van die Here in te vat en nou kan hy nie instap nie. Dis 'n verskriklike straf. Moses het nie geweet dat die boek Judas geskryf het in 'n profesie gesê het. Sy liggaam het nie verderwing gesien nie. So hy het nog nie begin ontbind nie. Die Jode het geglo as 'n persoon sterf moet hy binne 'n dag begrawe word. Na 4 dae is hy dood. Dan begin die verandering van die liggaam intree. Ek ken nie die medies daarvan, is nie meer belangrik nie. Maar voordat sy liggaam begin verderwing sien het Christus gekom. En hom opgewek. Nie in Kanaan in nie, maar in ewige lewe. Was dit 'n beloning? Maar voor hy gegaan het hy daar op die berg gestaan en gekyk, en die Here het vir hom in 'n visioen gewys, die geskiedenis van Israel, die volk, tot by die Messias, tot by die kruis, tot by die wederkoms. Hy sien dit. Hy sien wat hulle nog moet deurgaan. En ek wonder wat het hy gebid in sy hart. Stel die Here ons op die proef deur vir ons toe te laat dat alles nie in plek val nie, sodat ons 'n ervaring met hom kan opdoen. Het jy 'n ervaring met Jesus nodig nog? Ek wil vir jy sê, ek leer meer dinge nou dat ek afgetree is, wat ek geleer het in my bedieningsjare. Dis of die Bybel oopgaan. Ek vra vir die Here, hoekom nou eers? Ek is nie spyt daaroor nie, maar dit kon soveel meer beteken het vroeër in my lewe. En ek wil graag die dinge met u deel. Die Kanaaniete verower Israel in sekere gebiede, agteruitgang. Nou ondersteun hulle met gemengde bloed. Hulle ondertrou tussen hulle, hulle bly tussen hulle, en nou trou hulle met hulle. Dit is wat God gevrees het. Wat is die volgende stap? Hulle gaan begin doen wat die mense doen. Wat het Salomo gedoen? Ek wil nie sê dat sy vrou is 'n skuld nie, hy was maar die sondebok gewees. Hy het die Here se hand gelos. Maar die omgewing waarin hy was, van afgoderry, was gunstig om hom af te vat. As jy op 'n tafel staan en iemand staan onder en jy wil die persoon ophelp, dan gaan jy sukkel, maar as hy onder is en jy staan bo, hy help jou makliker af omdat jy hom ophelp. Pas op vir dit. Terloops, dis wat Lot gedroom het. Ek lees in die boek Patriarge Profete, Lot het gesê, hy gaan die Sodomiete evangeliseer. Hy gaan 'n lig wees vir God, en hy was 'n lig. Kon hy hulle verander? Sy eie familie het gesterf daarso. Sy vrou, sy kinders. 2 dogters het uitgekom, daar was 4. Ons maak baie keer vir die Here rymppies en planne oor hoekom ons sekere dinge doen of nie doen. Geliefdes, as die Here u in 'n rigting stuur omdat u in die gebed van die geloof het gevra het, doen dit. Josua 3 vers 6, ek beweeg tussen Josua en tussen Rigters. En hulle gode gedien. Daardie godsdienstige aanbidding verander tussen hulle, omdat hulle tussen hulle woon, omdat hulle met hulle trou en nou begin doen wat hulle doen. Ek gaan terug na die boek Rigters toe. 'n Nuwe geslag, 'n nuwe generasie mense, jong mense staan op, wat die Here nie geken het nie. En dit sê nie hulle het nie geweet van God nie. Hulle het God nie geken deur ervaring nie. Ons het ervaringskennis nodig. En daardie oorlog, wanneer hulle in stryd staan met die dood en nie weet of hulle môre gaan lewe of gaan sterwe nie, waar hulle vra, beskerm ons, veg vir ons die oorlog, stuur engele om ons te help. Dis wat hulle moes gehad het, om die Here se gesig te sien in die tye van nood, ons les vanoggend. Dis alleenlik wanneer ons in nood is, wanneer ons regtig die Here se hand sien en waardeer. Rigters 2 vers 20, hulle word afvallig van God af. God straf hulle afvalligheid deur sy hand van hulle beskerming weg te vat.
Die besluit wat die Here maak, vers 3, ek sal nie langer die vyande voor julle uit verdryf nie, ek gaan hulle los. En as julle hulle nie verdryf nie, gaan hulle vir julle 'n strip word, 'n verskriklike les in teologie. As ons nie sonde in ons lewe oorwin nie, en dit los, gaan dit te veel vir ons word. Dit gaan groei, dit gaan vrug dra, en die vrug gaan ryk word. Ons moet sonde, wanneer hy in sy embryo stadium is, in sy saad stadium is, moet ons doodmaak. In die Ou Testament het God dit gedoen. As sonde sy kop uitsteek, het die Here dit doodgemaak, en hy het geweet, as dit groei, gaan dit ontwikkel. Nou, in die laaste tyd, doen die Here dit nie. Hy los dit, dat, wat sê Openbaring, dat hy wat vuil is, veiler word, dat hy wat goed is, beter word. Met ander woorde, in die rigting waarin jy beweeg, in daardie rigting sal jy groei. So as jy die sonde uitroei nie, gaan dit jou oorwin. Geliefdes, u staan op die oewer van die beloofde land Kanaan, en die Here wil hê, u moet daar die sonde met 'n ervaring saam met hom oorwin. U moet hulle verdryf. Rigters 2 vers 3 gaan saam met Josua 10 vers 25 en 21 vers 44. Die Here sê, die beloftes wat ek gemaak het aan Josua, kanselleer ek uit. Ek gaan nie meer die nasies voor julle uit verdryf nie. Want julle het hulle gelos om julle te verower. Ek dink aan 'n stelling in die boekie, dink aan jou skepper, wat die jong mense skryf, Messages to Young People, wat sê, God sal nie vir ons die werk doen wat hy ons krag gegee het om dit self te doen. Daar is dinge wat ons moet doen. Rigters 3 vers 2, hulle moet self leer om oorlog te maak, hulle moet self veg, hulle moet nie sit en kyk dat iemand anders het vir doen nie. Geliefdes, wanneer dit kom by verlossing, kan niemand, nie u eggenoot, u man, of u vrou, of u kinders vir u intree nie. Hulle kan vir u leer, hulle kan vir u help, bystaan, vir u bid. Maar u moet die besluit maak, u moet die oorlog teen die magte van duisternis aanpak. Vers 4, om te sien of hulle gehoorsaam sal bly. Ek het hierdie week vir die Here gebid en gesê, Here, as ek getrou is en doen wat u vir my sê, sal u my oorlog vir my veg, want daar's dinge wat ek nie kan doen nie. Ek staan voor 'n vreeslike groot uitdagings op die oomblik. En ek vra die Here, kom in my lewe in en kom veg my oorlog vir my. Moenie doen wat ek wil doen nie, of wat ek begeer nie, maar as u betrokke raak, doen wat u wil doen, en ek sal dit volg. Maar raak betrokke by my. Geliefdes, hoe pak u heiligmaking? Is dit vir u 'n geloofstoets? Is u bly in die aand en sê, Here, ek het oorwin, of Here, ek het dit nie reg gekry nie. Ek sal môre weer probeer. Maak dit saak hoeveel keer jy val, of hoeveel keer jy opstaan. Ek lees hier, die inspirerende woord sê, God sal ons help as ons tot aksie oorgaan. Met ander woorde, gee die eerste tree, begin die proses, beweeg in die rigting wat God vir jou gewys het, en hy sal by jou aansluit. Ja, Psalm 121 sê, hy sal vooruit gaan, en hy sal jou agterhoede wees. God doen dit ook. Maar in hierdie geval van heiligmakende geloof, waar hulle ervaring nodig het, sê die Here, begin die proses, ek sal by jou aansluit. Ek wil sien of jy geloof het om dit te doen. Aanvaar my uitdaging, kom uit wat jy besig is. Wend 'n poging aan. Ek sal jou krag gee om dit te doen. Ek sal vir jou hulp gee om dit te doen as dit nodig is. Ons geloof sal groei wanneer dit in konflik kom met vrees en twyfel. Lees ek in die boekie Patriarge en Profete. God reageer op ons pogings. Rigters 2 vers 14 en 15. Toe hulle God verlaat het, en ander gode begin dien het, en ondertrou het met die heidene, het hy hulle gestraf. Hy gee hulle oor aan rowers. Hy verkoop hulle aan hulle vyande, sodat hulle nie meer kan standhou voor hulle vyande nie. Die Here sê vir Josua, in sy belofte, toe hy hom aangestel het, hy sê,
Geen nasie sal voor jou stand hou nie. Dit beteken in die Hebreëse taal, as hulle teenoor jou gaan staan in slagorde, sal hulle nie wen nie. Daar gaan 'n oorlog wees, jy gaan 'n deel hê, maar hulle gaan verloor. Dis die uiteinde van die verhaal. Die Here praat asof die slagveld reeds afgehandel is. Nou sê hy, toe hulle in sonde verval het en nie wil terugkeer nie, julle sal nie voor julle vyande stand hou nie. Julle gaan vlug. Julle gaan uit julle grond uitgedryf word. Julle gaan nie gelyk breek nie. Want vers 15, waar hulle ook al uitgetrek het, was die hand van die Here teen hulle. Is 'n verskriklike ding as die Here teen jou gaan staan. Toe Moses van Midian af terug gaan na Egipte land toe, om die volk te gaan vertel, daar is 'n verlosser, is Christus. En hy en Moses gaan die een wees wat die instrument is. Die Here, die Bybel sê die engel van die Here in hoofletters, in die pad gaan staan en wou Moses doodmaak. Want Moses het nie die bepalings van die verbond nagekom nie, om sy kind te besny. Sal die Here sonde verskoon in sy leiers? Nee. Sal die Here sonde verskoon in my? Nee. Geliefdes, ergens op hierdie pad, as u by die Godstad wil uitkom, gaan die Here voor u staan, of om vir u te sê, mooi so, goeie en getroue diensknegt, oor weinig was jy getrou, oor veel sal ek jou aanstel, gaan in die vreugde van die Here. Of hy gaan vir jou sê, op hierdie pad gaan jy nie vorentoe nie, behalwe as jy uitdraai, soos Biliam se donkie, want jy gaan sterf. Dis die een geval. Julle gaan nie stand hou teen julle vyande nie. So God gaan hulle keer, hulle vyande gaan hulle vyandig wees, maar die hand van die Here sal teen hulle wees, en hulle sal nie voorspoedig wees nie. Wat sê Romeine, hoofstuk 8? Alles sal ten goeie meewerk vir hulle wat God liefhet. God gaan jou pad begin draai, hy gaan jou begin stop. Hy gaan jou begin vorentoe stoot. Hy gaan die pad gelyk maak vir jou, sodat jy voorspoedig kan vorentoe gaan. Maar as die Here sy hand van jou wegvat, wat gaan gebeur? Dis nag. Dis nag soos die Bybel sê, toe die laaste Paasfees plaasgevind het, waar Jesus was, en Judas opstaan om uit te gaan, was dit nag. Dit was nag buite, ja, maar dit was nag in sy hart, want hy is God verlate. God vat sy voorwaardelike seun terug, en hy onttrek dit. Hy vat sy beloftes terug. Wat het met koning Saul gebeur? Die koning Saul 'n jong seun was en die Here hom salf deur Samuel, sê die Bybel, toe hy omdraai om van God weg te gaan, het God sy hart verander. En Saul profeteer langs die pad, en van daardie oomblik af is Saul 'n koning. Hy het nie ervaring gehad soos Dawid om te leer hoe om 'n koning te wees. Hy het nie gesien wat 'n koning doen nie. Maar die Here gee vir hom 'n goddelike krag om koningskap te kan beoefen met goddelike genade. Toe Saul die hand van die Here los, wat het die Here gedoen? Toe vat hy dit terug. Wat sê die Bybel? Saul het kranksinnig geword. Daar's vertalings wat sê hy het 'n demoon gehad wat hom besoek het en hy is van duiwel besete gewees. Ek lees in die getuienis van die kerk, weet nie wat hier meer nie. Daar is manne en vroue wat die Here geroep het in sy wingerd en vir wie hy spesiale gawes gegee het en talente. Te preek, om te evangeliseer, om mense te bedien. Wat die talent ook al mag wees. Maar om vir die werk van die Here te gebruik. En as hulle die hand van die Here los, want nou gaan hulle in die wêreld en terug, nou gaan dien hulle die wêreld met daai talente. Hoeveel predikante is daar wat, en ek wil nie mense kritiseer nie, wat goeie verkoopsmense is in die wêreld. Hoekom is hulle goeie verkoopsmense? Hulle het geleer om met mense te werk. Hulle is kundig. Hulle gebruik die gawe van God vir hulle self. En sy waarsku, sy sê die Here gaan daai gawe terugvat, as jy dit nie gebruik vir hom nie. God tree op. Sal die Here die beloftes wat hy aan my gemaak het, kanselleer en terugtrek? Het nie al iemand iets beloof en dan doen jy dit nie meer nie?
Dis 'n skending van vertroue. God straf sonde met sonde, soos in die geval van Dawid. Toe Dawid oorspel pleeg en moord, toe pleeg sy kinders oorspel en moord. En hy kan er nie berisp nie, want hy self is skuldig. Dis die gevaar van sonde. Dis hoekom die Here sê vir die leiers veral met 'n reguit pad loop, en dis nie altyd maklik nie. Hier is almal leiers. Hulle kon oorwin het, want God sou hulle vyande vooruit gedryf het. Hulle moes net begin het, hulle moes hulle dinge laat staan het. Ek wil u herinner aan die beloftes voor ek afsluit. Hebreërs 13:5. Ek sal jou nooit begewe, jou nooit verlaat. Het jy daai belofte opgeëis? Ek het al gebid hierdie laaste tyd. Here, moet my nie los nie. Nou nie. Jy gaan dit bid, as jy dit nie gebid het nie. Johannes 6:37. Ek sal jou nooit wegwerp nie. Wanneer gooi jy mens iets weg? Wanneer hy nie meer bruikbaar is nie. Maar oud geword het. Deuteronomium 31 vers 6 en vers 8. Ek sal by jou wees. Ek sal met jou wees. Ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. Ek sal voor julle uittrek. Ek sal my skrik op die nasies plaas. Het die Here al 'n skrik op die vyande geplaas? Ek het al vir die Here gebid wanneer mense my teenstaan in die evangelie, dat die Here sy skrik op hulle sal plaas en hulle sal verdryf. Ek het ouderlinge gehad wat my uitgedaag het, en sê, Dera, jy sal nie dit doen. En sê ek, dis nie wat ek moet doen nie. Ek sal praat met my skepper, en hy gaan met jou uitdryf. Jy nie self uitgaan en jy het gesien, hoe die Here mense verwyder, dis hard. Liefdes, is gevaarlik as God hom van ons onttrek. Is gevaarlik as God ons los. Dis verskillend. Dit is gevaarlik as God nie meer saam met jou gaan nie. Die Here sê vir hulle op 1 Samuel 100, hy sê, ek gaan nie nou saam met julle trek nie. Toe hulle staatjie Ai val, deur Josua, omdat Agan hom vergryp het aan die manvloek van Jericho, het die Here nie saam gegaan nie. Wat gebeur? Daai klein dorpie verslaan hulle, hierdie groot magtige weermag van Israel. En 'n paar mense sterf. Die einde van die verhaal. 3 vers 9. Roep die Here aan. Jeremia 11 vers 11 sê, die Here sal julle nie hoor as julle ongeregtigheid doen nie. Maar Jesaja 55 vers 6 sê, die Here sal jou hoor. As jy getrou is aan hom aanroep. So hy hoor. Hy kan sy ore toemaak, of hy kan hulle oopmaak. Afhangende van wat jy doen. God wek rigters op. Hy roep leiers, en hy sê, ek gaan vir julle leierskap gee, sodat julle kan terugkeer na my toe. En dit het gedoen, die ken die boek Rigters. En dan, die derde een, God plaas sy gees op hulle, Rigters 3 vers 10. As die Here vir u gestuur het, gaan hy sy gees op u plaas, sodat u bemagtig is. U hoef nie te wonder, hoe gaan u die werk gedoen kry, waar u die middele gaan kry. Ek hou van 'n stelling in die boekie Gelykenis van Christus, wat sê, God sal die bevoegdheid en die middele gee om sy werk klaar te maak. Ek het daai beloftes opgeëis. Ek werk in 'n Syrië vlugtelingkamp, daar is ongeveer 3000 mense in die kamp, die kerk is so 300 sterk. Hulle is al die nasies. Ek preek deur 7 tolke. Die klein kindertjies, die jong mense verstaan Engels, so ek praat Engels. Hulle verander dit in Portugees, Ovambo toe, Chivelo toe, Frans toe, Liberisch, ek weet nie hoe die tale mekaar skakel, maar dit is so. Die tyd, ek preek vir 5 minute, maar die preek vat 1 uur, want ek het 7 tolke. Ek het vir die Here gesê, Here, ek verstaan die taal van die mense nie. Weet jy dat na 'n jaar wat ek gewerk het, het ek in 'n vergadering gesit wat ek geluister na Portugees. Dan kan ek die gesprek volg. Ek kan nie praat nie, maar kan dit volg. Toevallig is die Nederlandse grammatika en die Duitse grammatika wat ek op skool gehad het, en die Griek wat ek op universiteit geleer het, dieselfde woorde, dieselfde stamme.
van die Portugese taal. En as jy dit weet, dan kan jy die woorde aflei, die werkwoorde en die ander woorde. Die Here het my nie 'n taal gegee nie, maar hy het my gehelp om te verstaan. Maar hy het my hulp gegee. 2 jong seuns kom by in ons huis, 2 Portugese seuns wat skool toe moet gaan. En hulle is my tolke. Oral waar ek gaan hulle saam op Sabbat te tolk. So die Here mag nie u gebed beantwoord nie, maar hy sal vir u in staat stel om die werk te doen wat u moet doen. Geliefdes, soek die Here terwyl hy te vind is, sê die Bybel. Roep die Here aan terwyl hy naby is. En dan Jesaja 65 vers 21-24, roep, ek sal antwoord. Geliefdes, elke generasie en volgens sy les het sy eie stel lesse wat u moet leer. Ek weet nie wat 'n lesse moet u leer, moet ek leer. Ek weet wat ek moet leer. Die Here wys dit vir my. My gebed is dat u sal krag ontvang om die laaste stryd in te betree. Moenie nou moedeloos word nie. Moenie nou dat u op die grense van die bloedland kan staan, sê ek is nou moeg nie. Dis nie die moeite werd nie. Gaan nou maar aan. Is nou klaar daar halfpad. Een van my vriende het 'n ding op sy foon gelaai, wat as jy omskakel en hy antwoord en dan antwoord die stem terug, jy het nou so ver gekom, probeer nou maar weer. Geliefdes, het so ver gekom, probeer nou maar weer. Mag die Here vir u seën. Amen. Baie dankie vir pastoor vir daardie inspirerende boodskap. Baie dankie pastoor dat ons nog leer van die pad en dat ons moet hou op die pad dat ons sou loop die pad, die noue pad, die regte pad. Baie dankie pastoor. En ook weet dat die Here is daar om vir ons te veg. Baie dankie vir die moed pastoor. Ons gaan nou afsluit deur ons slotlied te sing, Psalm lied 425.
God die Vader en die soete gemeenskap van die Heilige Gees met u wees en bly van nou af tot aan die einde van hierdie pad.